Vandag kyk ons 'n bietjie na 'n mediese raaisel. Hoe weet 'n dokter presies hoekom jou been seer is as jy loop? Ons gaan sommer diep duik in die stappe van hierdie ongelooflike spierwerk, alles gebaseer op die bronmateriaal wat ons nagegaan het. Jy weet, dis 'n klagte wat dokters baie hoor. Maar die manier waarop 'n goeie dokter die ware oorsaak ontrafel, wel, dis 'n meesterklas in mediese spierwerk. Sien, die kern van 'n goeie diagnose is nie altyd 'n fancy hoë tegnologie skanning nie. Nee, dit begin nes aan enige goeie spierverhaal met 'n deeglike ondervraging en 'n super noukeurige ondersoek van die sogenaamde misdaadtoneel. En hierdie proses is alles behalwe raaiwerk. Dis eintlik 'n hoogs georganiseerde metode, want in medisyne, net soos in 'n kriminele ondersoek, kan een enkele leidraad wat jy mis, die hele saak in die heeltemal verkeerde rigting stuur. Hierdie idee van kontrole en balanse is absoluut deurslaggewend. Dink so daaraan. As 'n pasiënt kla oor pyn in die bout, dan verwag die dokter om 'n swak polsslag in die lies te voel. As die storie en die fisiese bewyse nie ooreenstem nie, wel, dan moet die speurder al aannames dadelik heroorweeg. Alles moet klop. So, die ondersoek begin altyd op dieselfde plek, die ondervraging. Die pasiënt se storie is die hoofgetuienis en glo my, elke liewe detail tel. Elke detail is 'n potensiële leidraad. Het die pyn skielik en dramaties begin of het dit oor maande stadig ontwikkel? Waar presies is die pyn? Is dit 'n kramp of 'n dowwe seergevoel? En hier is die belangrike een: wat bring dit aan en wat laat dit weggaan? Hierdie antwoorde is die heel eerste broodkrummels op die spoor. Net die manier hoe die pyn begin, kan die dokter al op twee heeltemal verskillende paaie stuur. Aan die een kant 'n skielike, intense pyn, saam met tekens soos 'n bleek en koue been, dit skree noodgeval, 'n akute blokkade. Aan die ander kant, 'n pyn wat geleidelik oor tyd erger word, dit dui weer op 'n kroniese probleem. Twee totaal verskillende misdaadtonele. Goed, kom ons breek hierdie sleutelterm 'n bietjie oop. Claudikasie. Die woord kom van die Latynse woord vir om te mank. Die kritiese punt hier is die patroon. Dis 'n pyn wat met 'n voorspelbare hoeveelheid oefening begin, soos om 'n sekere afstand te loop, en dan vinnig verdwyn sodra jy stop. As die pyn nie hierdie presiese patroon volg nie, het die dokter 'n splinternuwe leidraad. So, wat gebeur as 'n pasiënt se beenpyn nie presies in daardie boksie van claudikasie pas nie? Dis die oomblik wanneer die dokter moet begin soek na bedrieërs, ander toestande wat die regte een namaak. 'n Goeie dokter gebruik hierdie subtiele verskille om die ware oorsaak te bepaal. Kyk, ware arteriële pyn word vinnig beter as jy net stop in rus. Venese pyn, wat meer soos 'n barsende gevoel is, gaan baie stadiger weg en voel beter as jy jou bene oplig. En pyn wat van die ruggraat afkom, wel, dit word dikwels net beter as jy jou posisie verander, soos om te gaan sit of vooroor te buig. Elke patroon is soos 'n unieke vingerafdruk. Nou dat die storie, die getuienis, versamel is, beweeg ons aan na die forensiese deel. Dis waar die dokter fisiese bewyse begin soek om die storie of te bevestig of te weerlê. En net soos 'n regte forensiese ondersoek, volg dit 'n streng protokol. Kyk, voel en luister. Eers inspeksie, op soek na visuele leidrade. Dan palpasie, om te voel vir pulse en temperatuurverskille. En laastens auskultasie, om met 'n stetoskoop te luister vir enige abnormale klanke in die are. Tydens die inspeksie soek die dokter na subtiele maar baie betekenisvolle tekens van kroniese swak sirkulasie. Dinge soos spiere wat wegkwyn, haarverlies en vel wat dun en blink lyk. Veral die kleurveranderinge, 'n diep rooi kleur as die been afhang en dan 'n onheilspellende bleekheid as dit opgelig word. Dis klassieke bewyse. Dan kom palpasie, oftewel die gevoeldeel. En die polsondersoek is een van die kragtigste instrumente wat 'n dokter het. Deur die polse op verskillende plekke in die been te voel, van die lies reg af tot by die voet, kan 'n dokter letterlik die presiese ligging van 'n blokkasie vaspin. 'n Normale pols hierbo, maar 'n afwesige een daaronder, en die verdagte area word onmiddellik baie kleiner. Selfs die tipe seer op 'n been vertel 'n storie. 'n Ischemiese seer van swak bloedvloei skree van die pyn. Sit gewoonlik op die tone en lyk skerp, amper soos dit uitgepons is. Daarteenoor is 'n neurotrofiese seer, wat jy dikwels by diabetes sien, gewoonlik pynloos en op drukpunte onder die voet.
Dis heeltemal verskillende leidrade wat in heeltemal verskillende rigtings wys. En nou, die oomblik waarop elke speurder wag, die oomblik wanneer al die leidrade bymekaar gesit word, die storie en die fisiese bewyse word gekombineer. So ons begin met die pasiënt se presiese klagte. Die pyn is proksimaal, dis hoog op, in die bout en die bobeen. Dis ons leidraad nommer 1. En hier is die deurslaggewende fisiese bewys. Die femorale puls, hoog op in die lies, is weg. Dis die smoking gun wat die hele storie bevestig. En daar het jy dit, saak opgelos. Die kombinasie van pyn in die bout en 'n afwesige femorale puls wys direk na blokasie in die artoiliakale streek. Dis basies die hoofare in jou bekken en bobene. Die storie en die fisiese bewyse sluit mekaar perfek toe. En let wel, geen duurskandering was aanvanklik nodig om presies te weet waar die probleem lê nie. Maar hierdie klassieke praktiese benadering moet nou in 'n moderne digitale wêreld funksioneer. So hoe beïnvloed tegnologie nou eintlik die werk van die mediese speurder? Telemedisyne het natuurlik duidelike voordele. Dis gerieflik, dit kan reistyd en koste spaar. Maar, en is 'n groot maar, dit het 'n reuse beperking. Daardie deurslaggewende praktiese speurwerk om die pols te voel, die vel te inspekteer, daai subtiele fisiese leidrade op te tel. Dit kan jy eenvoudig nie deur 'n skerm doen nie. Hierdie aanhaling uit die bronmateriaal som eintlik alles perfek op. Die krag lê in die basiese beginsels, die storie en die ondersoek. Dit is, meer dikwels as nie, genoeg om die antwoord te vind. So, die slotsom is eintlik baie duidelik. Selfs in ons supertegnologiese wêreld bly hierdie fundamentele kliniese vaardighede om te luister, te kyk en te voel, die onwrikbare fundament van 'n akkurate diagnose. En dit los ons met 'n laaste, maar baie belangrike vraag vir die toekoms. Terwyl ons die krag van tegnologie omhels, hoe balanseer ons dit met die onvervangbare menslike kuns van mediese speurwerk? Dis iets om oor te dink.